Here, dankie dat ons die woord kan oopmaak en dat U ons so ryklik seën. Dankie dat ons weet U is hier en dat ons die U teenwoordigheid kan aanvoel. Dankie vir die voorreg wat ons het om U naam te kan grootmaak en U te kan loof en te kan prys en te aanbid. Here, dankie dat ons kan werk aan ons verhouding met U, want dit is tog waaroor ons hier is. Ons weet, ons is U kinders en ons het die reg om U kinders te wees. Ons wil vir U dankie sê dat U elkeen van ons op ons name kom roep het. En daarom is ons grootste hartsbegeerte om in 'n goeie verhouding met U te staan. Ons wil met 'n rein hart U aanbid. En ons wil werk aan elke verhouding wat ons het in ons lewe. Die gesindheid waarmee ons na daai verhoudings kyk. Of ons harte reg is in ons verhoudings. En Here, ons weet dat as ons verhouding met U nie sterk en reg is nie, dan gaan die ander verhoudings in ons lewens ook verbrokkel. Breek nou U woord ook vir ons oop en werk in ons harte deur die Gees, dat ons sal weet, U is die een wat hierdie woorde vir ons kom sê. Dankie vir elke jong mens wat ons hierdie naweek kon sien, hulle harte oopmaak vir U. Wat 'n toewyding aangegaan het om hulle self hierdie jaar vir U te gee ten volle. Dat hulle die hele lewe wil inrig tot eer en die verheerliking van U naam. Here, dankie dat ons ook kan sien hoe dit 'n verandering bring in ons skool. Hoe dit 'n verandering bring in ons gemeenskap en in ons dorp. En Here, help dat ons kan ligtorings wees in 'n donker wêreld daar buite. Laat ons kan sout wees, en soos ons ook gehoor het die naweek, net 'n bietjie sout kan 'n baie groot verskil maak. Help ons ook nou, as ons hier in 2 Timoteus gaan lees, en gaan lees van die saligsprekinge, laat ons moet streef na opregtheid, en dat ons met 'n rein hart U moet aanroep. Breek U woord vir ons, en praat met ons elkeen, Here, want ons luister, en ons is U dienaars. Amen. Ons gaan eers lees in 2 Timoteus 2, en ons gaan daar lees vanaf vers 22 af, en dit is ook 'n teks wat ons die naweek na 'n bietjie gekyk het, en so 'n bietjie met die kinders oor gepraat het, en vanaf vers 22 sê die woord vir ons, vermy die begeertes wat 'n jong mens in gevaar bring, en streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat uit 'n rein hart die Here aanroep. Moet jy nie met dwaase en sinlose stryd vra inlaat nie, want jy weet tog dat dit net rusies veroorsaak. 'n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie, inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy hulle gevange gehou het, om sy wil te gehoorsaam. Ons teksvers is vers 22, vermy die begeertes wat 'n jong mens in gevaar bring, en streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat uit 'n rein hart die Here aanroep. Ek wil net ook uit hierdie gedeelte uit sê, jy kan duidelik daarso hoor die beweging wat plaasvind om ook na buitentoe 'n voorbeeld te stel vir mense wat hulle tot geloof kan bring. Want daarso sê hy, ons moet vriendelik wees met die wat ons verkeerd hanteer, en opreg wees teenoor hulle, en met integriteit optree, en so sal die Here hulle dan ook tot geloof lei. Dis wat die woord hier vir ons sê. En dan blaai ons vinnig na Matteus 5 toe, baie bekende gedeelte in Matteus 5, gaan ons lees vanaf vers 3, ons weer is die saligsprekinge, en dit praat oor die werklik gelukkiges, en ek lees vir ons vanaf vers 3, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Net tot sover uit Matteus 5 uit, en ons het die naweek ook so 'n bietjie gekyk na van die saligsprekinge, en ons het vir mekaar gevra, wat maak 'n mens, 'n jong mens ook, werklik gelukkig? En dit het ons aangehaak aan die met 2 Timoteus 2 teks wat vir ons sê,
Ons moet onsself weghou van die dinge wat ons in gevaar kan bring van om verkeerd te doen. Maar ons het gesê, ons wil 'n generasie wees met 'n rein hart vir Jesus. 'n Generasie wat met die regte harte en verhoudings leef. En ons het die naweek gepraat oor hoe lyk verhoudings in ons lewe en hoe sterk is daai verhoudings. En ons het so 'n bietjie 'n spieël voor ons gaan optrek. En ons het gevra, maar wat doen ek om my verhoudings, die verhoudings in my lewe beter te maak? Kyk ek ooit na myself en vra, is daar nie sekere goed wat ek dalk bietjie aan moet werk om die 4 hoofverhoudings in my lewe bietjie te bevorder nie en sterker te maak nie? Ons het gevra, vir mekaar gesê dat amper alles in ons lewe gaan oor verhoudings. Verhoudings. Uit die aard van ons verhoudings uit kan daar goeie goed kom of daar kan slegte goed kom. En ons het met mekaar gepraat oor die 4 hoofverhoudings in ons lewe. Die eerste een was gewees ons verhouding met God. Die tweede een ons verhouding met onsself. Die derde een ons verhouding met ons naaste. En die vierde een ons verhouding met God se skepping. En ons het oor hierdie 4 hooftemas vir mekaar gesê dat alles gaan eintlik oor daardie 4 verhoudings. En alles wat vir ons die meeste geluk in die lewe bring, kom uit daai 4 verhoudings uit. En alles wat vir ons die grootste hartseer in die lewe bring, kom vanuit daai 4 verhoudings. En julle kan maar 'n bietjie gaan kyk. Enigiets in jou lewe, daar sê nou die stem. Julle kan maar 'n bietjie gaan kyk. Enige iets in die lewe kan ons terugtrek na daardie 4 verhoudings toe. En toe het ons gepraat oor, maar wat doen ek om my verhoudings sterker te maak? Wat doen ek om my verhouding met God sterker te maak? En toe het ons gepraat oor ons persoonlike stilte tyd, oor ons toewyding by die gemeenskap van gelowiges, by die kerk, ons toewyding tussen ons vriende wat glo. En daarso het ons oor ons verhouding met God gepraat van wat kan ek doen om my verhouding met God te probeer sterker maak. Natuurlik, teologies gesproke, kom alles in elk geval van die Here. Hy gee vir ons toewyding. Hy gee vir ons die wil om aan ons verhouding met hom te werk. Maar ons kan nog steeds 'n wilsbesluit maak om te sê, maar ek wil myself toewy. Ek wil myself commit om aan hierdie verhouding te werk. Die tweede een wat ons gesê het is ons verhouding met onsself. Hoe lyk ons verhouding met onsself en hoe kan ek daai verhouding sterker maak? En daarmee help dit nie dat ek myself die hele tyd afbreek nie. Dit help nie dat ek die hele tyd vir myself sê, ek is nie goed genoeg nie. Of kyk wat jy nou weer daar aangevang. En skuldig voel oor goed wat jy dalk moes gedoen het, maar nie gedoen het nie. En hoe lyk ons selfbeeld? Hoe dink ons oor onsself? En hoe dink die Here oor my? En elkeen van hierdie 3 verhoudings wat volg, na die eerste een, kan ons vir mekaar sê, gaan dit slegter mee gaan as die eerste een nie reg is nie. En met die 3 wat volg, gaan dit ook goed gaan as die eerste een wel reg is. En dis hoekom ons daar begin het. Ons het ook gepraat oor ons verhouding met ons naaste, die grootste gebod, om ons naaste lief te hê soos onsself. Wat doen ek om die verhouding met my naaste te bevorder of te versleg? En daarso het ons 'n paar goedjies genoem wat ons nou ook in die prediking gaan noem, van wat doen ek, of wat kan ek van my kant af doen om my verhoudings sterker te maak? En toe het ons gepraat oor dinge wat in die woord vir ons uitkom, soos in die saligsprekinge. En die saligsprekinge gaan daaroor dat gelukkig is jy as jy in jouself werk. As jy vir jouself sê, maar dit is die mens wie God my gemaak het om te wees en dis wie ek wil wees. Want ons is so geneig altyd om vir mense te sê, maar hoekom doen jy dit en dit en dit so baie verkeerd teenoor my? Maar ons vra baie selde vir ons die vraag af, maar wat doen ek wat dalk mense seermaak? En wat doen ek dat mense dalk teenoor my op 'n sekere manier kan optree en kan voel? En ons het werklik die situasie bietjie gaan omruil en daarna gekyk. En laastens ons verhouding met God se skepping. As jou eerste verhouding met God nie reg is nie, dan gaan jy ook nie reg redeneer oor sy skepping nie. Jy gaan ook nie regtig iets voel vir sy skepping nie. Jy gaan iets voel dat hy vir ons gesê het, maar julle is die wat moet heers oor die skepping en wat die skepping moet bewaar nie. Want as jou verhouding met God nie reg is nie, dan gaan dit nie vir jou saak maak nie. En daarom het ons gesê, dis ook vir ons belangrik om ons verhouding met die skepping reg te hou, soos wat God dit wil hê. En ons het vir mekaar gesê,
Al manier hoe jy hierdie 4 verhoudinge gaan regkry, is as dit by jou hart begin. As jou hart nie reg is nie, dan gaan jy ook nie daai 4 verhoudings kan regkry nie. En dis hoekom ons gesê het, ons wil met 'n rein hart die regte dinge najaag. Met ander woorde, ons kan net aan daardie verhoudings werk, as ons aan ons harte werk. As ons vir die Here sê, maar dit kom van binne my af, en ek wil van binne af buitentoe verander, want ek weet as in my hart gaan kom werk, dan gaan dit aan my dade en aan my vrugte ook 'n verskil maak. As my hart gaan reg wees, gaan ek nie mense verkeerd wil behandel nie. Gaan ek nie met mense op die verkeerde manier wil praat nie. Gaan ek nie dinge doen wat ander mense seermaak of ander mense indoen nie, want dit kom uit my hart uit. En die Bybel sê vir ons op so baie plekke, dat as dit in jou hart reg is, dan kom dit na buitentoe. Dan wys dit in jou dade, dan wys dit in die vrug wat jy dra. En ons het ook vir mekaar gesê, hierdie dinge kan glad nie plaasvind, as ons nie die saligsprekinge gaan vat, en eerstens vir mekaar sê, dat in totale afhanklikheid aan God, probeer ons dit regkry nie. In totale afhanklikheid van God, as dit nie by hom begin en by hom eindig nie, dan help dit nie ons probeer dit doen nie. Ons is totaal afhanklik van hom wat ons moet help, want uit ons eie uit, is ons tot niks in staat nie. In die fotum, in die aanvangswoord het ek Johannes 1 gelees, wat daar so sê dat ons het die reg om kinders van God genoem te word, en dat hy ons aangeneem het, en dat dit nie deur die drang van die mens, of deur die besluit van 'n mens plaasgevind het nie, maar dat die Here ons daartoe gelei het. Dat hy ons in totale afhanklikheid aan hom, het hy ons gedring tot geloof. En daarom moet ons eers vir mekaar sê, dat as ons nie aan ons afhanklikheid gaan werk nie, en ironies genoeg is dit ook die heel eerste saligspreking, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En laat ons nie hierdie dinge self probeer regkry nie, want as ons dit self probeer regkry, gaan ons elke keer val, en ons gaan elke keer sukkel, en ons gaan elke keer moedeloos raak, en ons gaan nie weer wil opstaan nie, want ons probeer dit uit ons eie krag uit regkry, en ons sit nie die Here aan die stuur nie. Ons sê nie vir hom, maar dis U wat dit deur my kan regkry nie. As ons wel in ons afhanklikheid gaan groei, wat dan gaan gebeur is, ons gaan God verheerlikende verhoudings wil hê. En ek wil vanaand vir u vra, as u aan die verhoudings dink, nie net 'n romantiese verhouding nie, verhouding met u medemens, vriende, kollegas, ons verhouding met gesag, mense wat oor ons aangestel is dit God verheerlikende verhoudings? Word God se naam groot gemaak in die manier hoe ek daai verhouding aanpak? En werk ek wel daaraan? Dink ek ooit daaraan dat dit 'n God verheerlikende verhouding moet wees? En ons kan ook nie 'n God verheerlikende verhouding hê as ons nie sagmoedig is teenoor ons naaste nie. En so gaan ons by die saligsprekinge af, en ek hoop jy sien die patroon raak, ons gaan so by die saligsprekinge af, en dis wat ons ook by die kamp gedoen het met die sessies. As ons nie sagmoedigheid het teenoor ons naaste nie, dan kan ons dit nie regkry nie. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. En ons Here Jesus Christus het vir ons die volmaakte voorbeeld kom gee van sagmoedigheid teenoor sy naaste. Hy het die mense wat hom verkeerd hanteer het, nie ook terug seer gemaak nie, maar hy het hulle vergewe vir wat hulle teenoor hom verkeerd gedoen het. Selfs aan die kruis, toe hulle hom gekruisig het, het hy gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy het sagmoedigheid betoon tot in die uiterste. Maar tog kom ons as mense, en as iemand ons verontreg, dan wil ons harder terugslaan. En soos die Engelsman sê, ons wil retaliate, nee? Ek sê vir die kinders die naweek ook, as iemand hulle nou by die skool uithaal, julle weet nou hoe gaan dit by die skool, en jy almal haal mekaar uit, en jy lyk so, en jou neus is so, en jou ore is so, en dis nog nie mooi is, wat ek nou genoem het. En dan voel jy verplig om iets terug te sê, want anders gaan die mense nou dink, maar hy het nou nie regtig iets om terug te sê nie, so hy is nou maar eintlik 'n pabroek, of hy kan dit nie doen nie. En ons het gepraat oor wat is die verskil tussen sagmoedig wees en pabroekig wees. Want dan dink jy, mense gaan oor my loop as ek nou nie terugslaan nie, as ek nou nie met my woorde harder terugslaan nie. En dis 'n ontsettende groot probleem onder ons jeug. En by die kamp het ons vir mekaar gesê, maar dis nie wat die Here vir ons sê nie. Matteus 5 sê vir ons dat julle moet die minste wees, julle moet sagmoedig wees, julle moet Jesus se voorbeeld volg. En hy het die ander wang gedraai, en hy sê dit ook vir ons in sy woord.
En al is dit vir ons hoe moeilik, moet ons probeer om ons tong in toom te hou. En soos ek ook vir die graad 11 groep gesê het, om stil te bly, is ook 'n antwoord. En dis baie keer 'n beter antwoord, as wat jy ooit met woorde kan sê. En dis om sagmoedig te wees. As ons na die jong mense rondom ons kyk, en ons wil nie vergewe nie, dinge wat mense teenoor ons verkeerd gedoen het, dan moet ons onsself afvra, wat sou gebeur het as Jesus daardie selfde gesindheid ingeneem het? Wat sou gebeur het as Filippense 2 nooit in die Bybel was, waar Jesus gesê het, ek sal my Godheid neerlê, en ek sal minder kom word as die mense nie. Ek sal 'n slaaf kom word van die mense wat ek geskep het, en dan gaan ek hulle nog vergewe vir wat hulle aan my doen ook. Wat sou gebeur het met ons as hy nie daai gesindheid gehad het nie? As hy die gesindheid gehad het van, ek gaan hulle nie vergewe vir wat hulle doen nie. Wel, soos die kinders ook die naweek gesê het, dan sou nie een van ons meer hier gewees het nie, en die Here sou kom besluit het om ons almal net van die aarde af te vee, en te sê, dis nou so met julle. Die volgende saligspreking waarna ons gekyk het, is dat ons wil 'n generasie wees met 'n hart vir wat reg en verkeerd is. Soos die saligspreking vir ons sê, hulle wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Ons kan nie meer bekostig as jong mense om net al hoe verder en verder in die wêreld in te beweeg wat se liberalisme vir ons sê anything goes, en jy kan maar net aangaan so wat jy aangaan nie. Ons as gelowige kinders van die Here kan nie so redeneer nie, want ons het 'n ander riglyn as die wêreld. Ons het 'n ander maatstaf as die wêreld, en ons maatstaf is Jesus Christus. En hy het vir ons gesê, daar is sekere dinge wat reg is, en daar is sekere dinge wat verkeerd is. En dit is so belangrik vir ons jonger generasie in ons land om dit goed te verstaan. Wat is die verskil tussen reg en verkeerd? Want ek wonder of al daaraan gedink het as volwassenes, as ons die generasies aanhou in die wêreld instoot met geen siening van wat reg en verkeerd is nie. Wat gaan van die wêreld word as hulle volwassenes is wat hulle eie kinders moet grootmaak? Dan gaan hulle nie 'n sin van verantwoordelikheid hê van wat reg en verkeerd is nie. En die Here sê vir ons, dit kan nie so wees nie. Die Here Jesus Christus was ontsaglik sagmoedig. Hy was die voorbeeld van sagmoedigheid. Maar hy het ook geweet wat reg en verkeerd is, en hy het mense in liefde daarmee aangespreek. En daarom het ons gemotiveer dat die integriteit moet sigbaar wees in ons verhoudings. Dat jou ja moet wees en jou nee moet wees. Dat jy integriteit moet hê as jy vir iemand iets sê. Dat jy by jou woord moet bly en moet staan op jou beginsels. Vas daarop staan. Vas staan op die beginsels wat die woord vir ons leer. En dan, dit is wat integriteit is. Om vas te staan op jou beginsels, om as iemand met integriteit te leef. En te sê, dit is reg en dis verkeerd. En ek gee nie om hoe onpopulêr ek gaan wees as ek sê wat reg is en wat verkeerd is nie. Ek gee nie om hoeveel vriende ek gaan verloor as ek sê, dit is nie hoe die Here wil hê dinge moet loop nie. Daar's 'n groot verskil tussen reg en verkeerd, en dit is integriteit. Ons het die naweek ook baie gemotiveer en gesê, jy is nie die groter mens as jy maar net saam met die stroom gaan nie. Dis een van die sessies wat Wian aangebied het. Jy is nie die groter mens as jy doen wat groepsdruk vir jou sê jy moet doen wat verkeerd is nie. Jy is juist die groter mens as jy kan opstaan met integriteit in daai situasies en kan sê nee vir wat verkeerd is. Hulle wat honger en dors na wat reg is. En laastens het ons geleer dat om 'n vredemaker te wees is nie 'n opsie nie. Dit is 'n opdrag. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En daar word ons weer dieselfde wat ons in Johannes 1 gehoor het, die reg om kinders van God genoem te word. Om 'n vredemaker te wees, al het iemand my verontreg en teenoor my verkeerd gedoen, is nie 'n opsie nie, is 'n opdrag. Om verhoudings te gaan herstel, waar hulle fout gegaan het en seer gemaak het, is nie 'n opsie nie, dis 'n opdrag. Om vrede te gaan maak met ons medemens, daar waar ons gaan, is wat die Here wil hê ons moet wees. Hy sê ook duidelik vir ons dat sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. En daarom weet ons dat ons kan nie uit konflik uit sterk verhoudings bou nie. Ons kan nie uit konflik uit en om dinge net te los sterk verhoudings bou nie. Dat daar moet 'n situasie wees waar ons kan gaan regmaak. En jy kan nie 'n vredemaker wees voordat die eerste 6 saligsprekinge nie deel van jou lewe geword het nie. Jy moet afhanklik van God wees. Jy moet jou sondige stand as mens besef dat ons self tot niks goeds in staat is nie.
Ons moet verder gaan in die saligsprekinge en jy moet 'n vredemaker wees wat kan sigbaar sê wat reg en verkeerd is. Op 'n mooi manier. Dit wat verkeerd is, sal vir die Here altyd verkeerd bly. Maak nie saak wat die wêreld sê. En daarom moet ons jonger generasies leer om so groot te word, maar ook met die regte gesindheid, met 'n mooi hart. 'n Ware vredemaker moet iemand wees met 'n rein, skoon hart. Hy moet iemand wees wat in die kern van sy wese herstel is, sodat daar geen verskuilde motiverings in sy vredemaak proses moet wees nie. Een van die goed waarmee ons die meeste sukkel om vredemakers te wees, is ons voel skuldig vir wat ons al verkeerd gedoen het. Ons is bang, mense sê vir ons, maar nou probeer jy hier so hoogheilig speel, en jy probeer mense te regwys, en jy probeer met hulle praat oor wat reg en verkeerd is, maar kyk wat doen jy verkeerd. En ons is so bang, dat iemand dit vir ons sal sê, dat ons sommer opgehou het, om enigstens mense te reg te wys. Want ons dink, maar hulle gaan dink ek oordeel hulle, of hulle gaan dink ek hou myself nou hoogheilig, en ek sê vir hulle wat hulle moet doen en wat nie. En die vyand het so vat plek om kry, binne ons samelewing, wat dit aanbetref, dat ons opgehou het, om mekaar verantwoordbaar te hou vir wat ons doen. Ons kan nie meer vir mense sê, hoorie, maar dit wat jy doen, glo ek nie was die regte manier om dit te hanteer nie. Dalk was daar 'n beter manier gewees om dit te hanteer, want ons is so bang, die persoon is kwaad vir ons, of hulle vat dit verkeerd op, of hulle gaan sê agter my rug, maar kyk nou weer vir goody two shoes, hier kom sê hulle nou weer vir my wat reg en verkeerd, en kyk wat doen hulle verkeerd, en daar ewe skielik kom die lyne uit van haal eers die splinter uit jou eie oog, voordat jy die balk in myne raak sien. En dit het so greep op ons gekry, dat ons nie meer wil vredemakers wees nie. Dat ons nie meer wil mense wees wat sê, maar dit is nie reg, dit is reg en dit is verkeerd. En dat ons daai sal leer, en dit nie sal doen nie. Maar, en ek sluit af hiermee, uit die aard van jou verhoudings uit, kan jy dit reg kry, of kan jy dit nie reg kry nie. As jou verhouding met iemand op die regte plek is, dan sal jy die vrymoedigheid kan hê om met daai persoon 'n mooi gesprek te voer. As jou verhouding met daai persoon nie reg is nie, dan gaan dit ontaard in 'n konfliksituasie. En dit gaan ontaard in 'n bekleierery. En dis hoekom ons weer terugkom na ons eerste 4 punte toe. Verhoudings. Ek moet vir myself afvra, hoe gaan ek my verhouding sterker maak? Want dit gaan moontlik maak dat die saligsprekinge in my lewe ook 'n werklikheid word. En mag dit so wees vir elkeen van ons. Mag ons aan daai 4 verhoudings werk, en as die verhouding reg is, dan sal ons kan doen wat die Here van ons verwag. As dit nie so is nie, dan kan dit vir ons ongeluk bring. Dit kan dit vir ons moeilik maak. Amen.